Here, vandag op Palm Sondag verwag ons 'n Here wat ons verlosser is. U kom nie net hiernatoe vanoggend, Here, en ons los U hier nie. Soos dat ons gevorm is na U beeld, Vader, en soos wat U vir ons gesterf het, Here, is U elke dag by ons deur die Heilige Gees. Maar wanneer ons vandag stil raak om 'n oomblik te gedenk wat 'n heilige week inlei, laat dit ook die oomblik wees dat ek na myself kyk en deur U Heilige Gees met myself besig wees. Dankie vir die voorreg om hier te wees, Here. Dankie vir die geleentheid om U naam te bely, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Elke wyse om hierdie besondere week in ons pad saam met die Here in te lei. Staan vandag stil vir net 4 verse in Johannes 12. Nou hierdie oomblik word deur al die evangelies weergegee. Jy kry dit daarmee te doen in Matteus 21, in Markus 11 en in Lukas 19. Al 4 gee hierdie oomblik nie. Jy sien daar was groot opgewondenheid oor hierdie oomblik. Uiteindelik kom iemand vir wie baie mense so langs die pad baie respek begin kry het. En 'n plek aan waar hulle vir hom iets kan doen. Waar hulle hom as 'n koning kan ontvang. Ek wil veral jy moet oplet as Johannes hieroor skryf, en hy skryf die kortste van almal hieroor. Maar hy sê iets baie belangriks. Ons lees uit die 2020 vertaling, Johannes 12, en ons lees vanaf vers 12 tot en met vers 16, in my Bybel op bladsy 124 van die Nuwe Testament. Die intog in Jerusalem. Die volgende dag het die groot skare wat vir die fees gekom het, en wat gehoor het dat Jesus na Jerusalem kom, palmtakke gevat, en hom tegemoet gegaan en aanhoudend uitgeroep, Hosanna, geseënd is hy, wat kom in die naam van die Here. En die koning van Israel. En Jesus het 'n jong donkie gekry, en daarop gaan sit, soos daar geskryf staan, moenie vrees nie, dogter van Sion. Kyk, jou koning kom. En hy sit op 'n donkievel. Hierdie dinge het sy disippels eers nie verstaan nie. Want toe Jesus verheerlik is, dis nou na sy dood, het hulle onthou dat hierdie dinge oor hom geskryf staan, en dat hulle dit vir hom gedoen het. Lees vandag net tot hier, geliefdes. Ek wil saam met jou stil raak, en ek weet ook baie van u is vir die Paasnaweek op pad en gaan op ander plekke wees. So hier is daai oomblik waar ons as gemeente in hierdie wonderlike tyd saam kan stil raak. Kom ons sluit ons oë. Here, ons noem hierdie Sondag Palm Sondag. Want eeue terug het daar op hierdie dag 'n feestelike atmosfeer geheers. Mense was opgewonde. Skares het bymekaar gekom en die glimlagte was oral. Ons noem dit Palm Sondag, Here, omdat daardie dag palmtakke afgepluk is en geswaai was. Saam met woorde wat hom op 'n wonderlike manier beskryf het, die koning van Israel. Die tweede Dawid. Die lang verwagte vors. En dan beskryf Lukas dit so mooi, toe u op die rug van die donkie ry en u sien hierdie goed voor u, het u begin huil. En dit was nie aangedane trane nie, dit was nie omdat u in u hart geraak was oor hierdie wonderlike ontvangs nie, want Here, as 'n mens gelukkig is en opgewonde is dit ook maklik om te huil.
Maar daai was seer trane. Want jy het geweet, hulle het die verkeerde koning welkom. Dit het nie gegaan oor wie u was nie, dit het gegaan oor wie hulle wou hê u moes wees. En as ek vandag daaraan dink, Here, hoeveel keer hou ek nie Palm Sondag nie, hoeveel keer verwelkom ek u nie, nie vir wie u is en wat u vra nie, maar vir hoe ek u sien, en wat ek wil hê moet gebeur. Dis hoekom Palm Sondag so belangrik is, Here. Want 'n mens hoor en jy leer en jy lees nie van 'n groep blinde mense, al kon hulle sien wat die ware koning misgekyk het nie. Palm Sondag bring my voor u. En laat my vra, voor wie kniel ek? Wie aanbid ek? Hoe lyk u vir my, Here? Het is maklik om my eie Jesus te skep, Jesus. Het is maklik om van u te maak wat u nie is nie. Het is maklik om u te hanteer as die Jesus wat by my inpas, in plaas daarvan om by u te leer van geduld, van vergifnis, van kruisdra, van ander wangdraai. Daarom is vandag baie belangrik, Here. Ek kom bely partykeer my blindheid. Ek kom bely my vinnige woorde wat baie keer kras is. Ek kom bely my oomblikke van twyfel, klein geloof, selfs ongeloof. Ek kom bely my onvergifnis, my onvergewensgesindheid. Ek kom bely my frustrasie. En as ek aan Vrydag dink, met u wat sê, my bloed was jou skoon, is daar niks wat oorbly nie, Here. Help my om as 'n verloste te leef. Help my om te besef wat regtig agter my lê en hoe dit my lewe verander het, Here, en help my om dit uit te leef. Ons bid vanmôre vir mekaar. Ons bid vir ons geliefdes wat deur moeilike tye gaan. Ons bid vir 'n gesin wat 'n geliefde verloor het. Ons bid vir gesinne wat geraak is deur siekte, deur pyn, deur ongeluk. Ons bid vir ons mense wat op ver paaie gaan. Ons bid, Here, dat ons kinders ook sal rus in hierdie vakansie. Ons bid vir oomblikke dat ons ook as gesinne by mekaar kan wees en kan sê, U is goed vir ons. Ons bid vir ons naby mense. Ons bid vir ons ver mense. Ook ons geliefdes in ons geboorteland. Dankie, Here, dat U altyd in my lewe op 'n manier teenwoordig is wat my verstom laat en dankbaar. Dankie, Here, dat ek U nie ver hoef te soek nie en nie groot woorde hoef te gebruik nie. Ek ervaar U teenwoordigheid die oomblik as ek my oë oopmaak en hierdie son sê, jy het nog 'n dag bygekry. Dankie daarvoor. Werk ook vandag met ons en berei ons voor, Here, om te kan ontvang in oorvloed wat U gebring het. Amen. Ek lees van 'n teoloog wat 'n groot konferensie gaan bywoon het in Canterbury. Die Canterbury Kathedraal het die konferensie was die Lambeth konferensie, die Anglikaanse konferensie. En sy het gaan bywoon. En sy sê alles was indrukwekkend en groot, baie mooi. Om te begin, die kathedraal is massief.
Dit is asemrowend mooi. En toe die intog die dag, 'n luisterlike intog, 800 biskoppe, reg oor die wêreld, in al hulle gewade versier, party se togas, tot op die grond, hoofdtooisels, party het selfs ware regte goud gehad, wat geborduur was. Was 'n groot intog, 800. En sy sê toe die rye uiteindelik verby is, en jy daar sit, het sy onwillekeurig die deur agter hulle dopgehou. En jy sien, sy het iemand gesoek. Sy het gewonder of Jesus ook dalk daar gaan uitkom, opgetof en opgetooi. Maar toe besef sy, hy sou soos 'n seer vinger uitgestaan het. Want hy was te nederig. En hy sou waarskynlik op 'n donkie gery het. Dis ook die sentiment by die gedeelte wat ons vandag gelees het uit Johannes 12 vir ons wil deurbring. Johannes 12 vertel van 'n oomblik 5 dae voor die Pasga. Die Jode het elke jaar die Pasga gevier. Dit was om vir God dankie te sê dat hulle uit Egipte gered is, eeue terug. En dan het hulle al die Sondag begin. Almal was al klaar daar vir die fees. Want die Sondag het die boere met die lammetjies gekom. Jy moes die beste een uitkies om uiteindelik oor 'n paar dae saam met jou gesin en jou familie te geniet. Saam met die ongesuurde brode en die bitterkruie. Want op daardie dag met die geslagte lam het jy vir God dankie gesê dat hy jou kom red het eeue terug in Egipte. Maar die dag was dit 'n bietjie anderster. Nie net was die ouens besig met hierdie proses nie, maar onder hierdie mense, onder hierdie skare wat klaar daar was vir die fees, lees ons, was daar veldbrandwoorde. Weet jy hoe werk veldbrandwoorde? Dit is nie iets wat oor 'n luidspreker afgekondig word nie, maar as jy lank genoeg stil staan, hoor jy die goed hardloop hier onder mekaar. So vinnig as wat 'n veldbrandvuur kan hardloop. Daar was veldbrandwoorde onder die skare. Want 'n paar jaar gelede, 3 jaar, het daar uit Nasaret se kant af van 'n rabbi gekom. Vreemde rabbi. Niemand kon ooit vasstel wat 'n rabbi skool hy bygewoon het en dit het dadelik die fariseërs agterdogtig gemaak, maar die man kon praat en die man het woorde gehad en die man kon wondertekens doen. Hy het almal so vasgegryp. En toe, soos wat die tyd verbygegaan het mense gewonder. Maar kan hierdie ou nie voorloop nie? Kan hy dalk die nuwe koning wees? Kan hy dalk die een wees wat ons as volk weer bymekaar sal kry? Sodat ons hierdie Romeine se juk, hierdie spul van Rome se juk van ons kan afgooi. En dan hoor hulle, hy is ook op pad Jerusalem toe. En dan maak hulle planne om hom as koning te ontvang. Om vir hom te sê, ons lees tussen die lyne, ons weet hy kan voorstap, ons weet hy kan ons lewens verander, hy doen dit al vir 3 jaar. En ons wil dit graag nou formeel maak. Ons wil dit amptelik maak. Daarom die palmtakke. Hoekom die palmtakke? Wel, konings was gewoonlik so ontvang, maar daar was nog 'n rede gewees. Op hierdie stadium, 150 jaar gelede, was hulle ook 'n onderdrukte volk. Maar toe was dit die Syriërs wat hulle onderdruk het. En dit 'n verskriklike wrede, moedswillige koning gehad. Antiochus Epiphanes was sy naam. En die dag toe Syrië oorneem, toe kom Antiochus en hy het nogal gehou van al die gode van die Griekse pangodedom. En Antiochus kom en hy vat die tempel van God en hy wy hom aan Zeus. Hy sê van nou af is dit Zeus se tempel. En hy jaag 'n spul varke daar in die Joodse tempel en sê van nou word hier varke ook geoffer. 150 jaar gelede.
gebeur die in die tempel van God en word alles ontreinig. Maar toe kom daar iemand, gewone Jood. Sy naam was Judas die Makkabeer. En Judas die Makkabeer kom met 'n paar woorde en hy snoer hierdie volk saam en hulle bultspiere en hulle sitkragte bymekaar en onder leiding van Judas die Makkabeer vat hulle hierdie spul serieus aan en verdryf hulle. Gooi die juk af. Reinig weer die tempel, jaag die varke uit. En is weer God se woonplek. Nou daai dag, 150 jaar gelede op hierdie oomblik, het hulle die oorwinning gevier met palmtakke. Dis hoe hulle dit gedoen het. Nou is hulle weer onder die juk van die Romeine. Dit het nie lang geduur, daai vryheid nie. Kort voorlank het Rome gekom en hulle toe weer onder 'n juk gesit. Maar wat gebeur? Op die dag, voordat hulle vir Jesus sien, wat doen hulle? Hulle swaai palmtakke. Hulle vier klaar hulle bevryding. Hulle vier klaar wat Jesus met die Romeine gaan doen, presies dieselfde wat Judas die Makkabeer met die Syriërs gedoen het. Dit is nog vars in hulle geheue. Hulle grootjies het daarvan vertel, 150 jaar gelede. Daarom swaai hulle die palmtakke. Daarom haal hulle aan uit Psalms 113 tot 118 wat praat van 'n leier wat kom. Daarom skree hulle Hosanna. Matteus skryf selfs, hulle trek hulle boekleed uit en gooi dit op die grond neer. Wat gebeur dan? Dan daag die koning op 'n geleende donkie op. Besef jy dit pas nie by die palmswaai prentjie nie. Besef jy die keuse wat Jesus maak om dit te doen, is so 'n bietjie af. En dan lees jy dit in die Johannes Evangelie. Dis nie dat Jesus op die donkie geklim het en toe uiteindelik oor die koppie kom en hierdie palmtakke sien vir die eerste keer nie. Daar staan in Johannes geskrywe, die palmtakke het eers geswaai. Toe klim Jesus op die donkie. Jesus het geweet, die palmtakke word geswaai. Hy het gehoor, daar's Hosannas. Daar's gehoor, dat daar mense is wat geskree het, geseënd is hy wat in die naam van die koning kom. En toe klim hy op die donkie. Hoekom? Want hy wou hulle laat verstaan van die begin af, dat hulle die verkeerde koning weet het. Op die oomblik wat hy hierdie spektakel nader op die rug van die donkie word, Sagaria 9 vers 9 waar. Jubel Sion, juig Jerusalem, jou koning is nederig, hy kom op die rug van 'n hingsvolle donkie. Dis wat hier gebeur. Maar die skare wat palm swaai, soek 'n tweede Dawid. Die skare wat palm swaai, soek 'n tweede Judas die Makkabeer. Die skare wat palm swaai, soek 'n nuwe koning, wat soos die voriges vinnig kan spiere bult, en hulle kry alles reg, en die Romeine gaan lê en kry bloed nie, soos die Syriërs, soos die Filistyne voor hulle, soos die Egiptenare voor hulle. Is jammer. Jesus kom versier die prentjie. Is jammer, Jesus speel nie saam nie. Ek het al baie keer gewonder, op watter manier word Palm Sondag deel van die lydenstydperk. Want Palm Sondag is gevul met krete van opgewondenheid. Mense wat jubel, juig, takke rondswaai, Hosanna skree.
Palmsondag is vol vreugde. En 5 dae later lyk dit heeltemal anders. Maar dan besef ek, alles begin op Palmsondag. Dis hoekom die Here trane in sy oë gehad het. Maar wat 'n gruwelike misverstand. Weet jy hoe alleen moes hy gevoel het? Weet jy hoe eenkant moes dit wees? Weet jy hoe moes dit gevoel het om na 3 jaar te besef, mense weet nog steeds nie wie ek is, wat ek gekom het om te doen. Maar weet jy wat doen Palmsondag nog? Dit blik by in. Tot vandag toe nog weet ek, die Paasnaweek kom, Goeie Vrydag kom, Palmsondag sê, kom bietjie nader, kom word deel van die skare. Palmsondag het 'n vraag vir jou en vir my. Waar pas Jesus in jou lewe? Wat maak jy met Jesus? Wat maak jy met Jesus in jou geloof en in jou geloofslewe? Sien ons ook, soos daai skare daai dag, net wat ons wil sien? Lees ek ook in die Bybel, net wat ek wil lees, en ek ignoreer die ander? Is die Bybel die groot boek van die waarheid, net as ek dit kan verstaan en kan toepas? En die groot seer van Palmsondag. Niemand het belang gestel wie hy werklik was, wat hy regtig gebring het, en wat besig was om voor hulle oë te gebeur nie. Hulle het gedink, hulle weet wat hy moet kom doen. En die oomblik as ek dit sê, dan klink dit vir myself soos die gebede wat ons dit wil sê. Die oomblik as ek tot die Here bid, dan weet ek dadelik wat ek wil hê, Jesus moet kom doen. Oomblik as ek bid, laat die wil geskied, dan is daar dadelik 'n idee hoe die wil eintlik moet uitspeel. Die oomblik as ek sê, Here, ek vra vir U, is daar dadelik die antwoord wat ek eintlik wil hê moet gebeur. Dis die ding van hierdie skare. Hulle dink hulle weet beter oor wie hy is en wat hy eintlik moet kom doen. En toe Jesus nie wil saamspeel nie, toe Jesus nie verstaan nie, toe Jesus anders optree, toe is dit maklik om 5 dae later om aan 'n kruis verdood agter te laat. So het menige Jesus al opgedaag in die geskiedenis en gekom en gegaan. Op 'n stadium skryf Paulus vir een van die eerste gemeentes, Korintiërs 11, 2 Korintiërs 11. Ek verstom my hoe julle gedagtes baie keer weggelei kan word van die ware toewyding aan Christus, aan die Jesus wat is. Julle word net so maklik verlei as wat Eva deur die slang verlei is. En ek verstom my, skryf hy, dat julle so maklik kan vashou aan 'n ander Jesus wat verkondig is as die een wat ons verkondig het. Dat daar 'n ander gees in julle bly, 'n ander evangelie aan julle kom vasgemaak word. Toe Palmsondag kom vra vir jou op hierdie oomblik, terwyl jy 'n skare sien wat dit heeltemal verkeerd gehad het, waar pas hy in? Wat maak jy met hom? Want as die tyd reg is, kan ons op palmtakke rondswaai en sy naam groot maak en loof en prys. En as die tyd reg is, kan ons hom ook aanroep met groot name, mooi name. Want ons het nood en krisis en ons soek uitkoms. En as die tyd reg is, kan ons ook sê, Hosanna. Ek lees hierdie week van iemand wat sê, jy moet die woord Hosanna baie gebruik, want dit beteken ere aan God, want die engele het dit gesê, Hosanna, ere aan God. Dis nie wat Hosanna beteken. Hosanna beteken, red tog nou. Red tog nou.
Dis nie 'n lofuitspraak nie. Dis 'n noodkreet. Dis nie woorde van blydskap nie. Dis 'n opdrag aan 'n koning. Red tog nou. En daai dag toe die palmswaaiers dit uitskree, het hulle een vyand in gedagte gehad, soos Judas die Makkabeer met die Siriërs klaar gespeel het, red tog nou uit die hand van die Romeine. 'n desperate noodkreet, 'n opdrag, 'n heilige opdrag. Word die koning wat ons wil hê jy moet wees. Vandag weet ons, hulle het die verkeerde Jesus ontvang. Daarom was dit so maklik om van hom ontslae te raak. Daarom was dit so maklik om jou Hosanna, red tog nou, in te ruil vir 'n kruisiging. Wat het jou teleurgestel? Wat maak jy met Jesus? Voor watter Jesus leef jy? Tot watter Jesus bid jy? Is hy in jou lewe baie keer, soos in baie mense se lewens in daai tyd, net 'n profeet wat 'n bietjie vasgedraai het? Is hy 'n terapeut wat jy net nader as dit sleg gaan? Is hy 'n filosoof met woorde wat die wêreld kom omkeer het, jy vandag 2 keer laat dink? Is hy 'n politieke figuur wat na die mense wat swaar gekry het en die minderheid gekyk het en hulle lewens beter gemaak het? Op Palmsondag het jy 'n keuse. Of jy staan voor die Seun van God, self God, in sy nederigheid, en jy buig die knie. Of jy sien hom as hierdie aweregse rabbi, wat uiteindelik nie die skoene kom volstaan van die verwagtinge wat daar van hom geskep is nie. Jy het agtergekom as jy na iets uitsien, en jy maak dit, of jy nou iets kook of aan mekaar slaan of wat ook al, en jy maak dit en dit draai 'n flop uit, het jy al gesien hoe vinnig gooi jy daai flop weg? En vinnig pluk jy daai ding uit mekaar uit wat toe nie gewerk het nie. Mens noem dit 'n teleurstelling. Of jy sien hom as God, of jy skree saam met die skare, Hosanna, en net nou, kruisig hom. Dis een van die twee. Maar moet hom nie net nader trek, as niks anders werk nie. Moet hom nie net nader trek, as jy bang is, ontsteld is, of onseker nie. Moet hom nie net nader trek, as bekommernis en besorgdheid jou slaap kom steel nie. Want hy is nie net 'n probleemoplosser, 'n biegvader, of 'n wonderwerker nie. Ek sien baie keer, Jesus is baie keer gewild by mense. Vir alles hy doen wat hulle wil hê hy moet doen. En vir alles hulle homself skep, en dan aan hom vashou. Dan sy gewild. Jy kom agter, party mense sien hom as 'n politieke figuur, wat hulle situasie gaan verander, en hulle klou hom vas. Party kerke sê hy is die verlosser net van hulle, en as jy in die kerk behoort nie, word jy nie gered nie. Party ouens sê hy gaan jou kom wegraap, voordat die probleme begin, wegraaper van formaat. Aanbid ek die ware Jesus? Of aanbid ek die een wat ek self geskep het? Baie keer pas ons nie by hom aan nie. Hy moet by my aanpas. Hy word die klei wat ek vorm, soos wat ek het wil hê.
En daarom net vinnig 'n lysie van die Jesusse wat ons baie keer skep, soos wat hulle daai dag 'n Jesus geskep het, 'n tweede Judas die Makkabeer, 'n tweede Dawid wat nie gekom het nie. Party van hierdie Jesusse kan jy dalk ongemaklik raak. Maar dis waar Palm Sondag gaan. Voor wie buig jy? Jy kry die terapeut Jesus. Dis die een wat gereed moet sit om my te ontvang totdat ek hom nader. En wanneer ek by hierdie terapeut Jesus kom, moet hy vinnig met my praat en saggies met my praat en vir my vertel dat ek eintlik reg is. Hy is die teestander van die wrede God van die Ou Testament met sagte woorde en sagte leidinge. Ek is nooit verkeerd nie. En as ek klaar gepraat het, dan verdwyn ek weer totdat ek gereed is vir nog 'n sessie. Jy kry die mannekamp Jesus of die vroueoggend Jesus. Wat vir jou daai kamp sê, jy is die gevalle Adam wat moet opstaan of die gevalle Eva en jou rol moet begin vertolk met krag wat hy jou gee. Die mannekamp Jesus, jy word ewesklik die hoof van alles en almal. En almal moet na jou luister, want Jesus sê so. Behalwe Saterdaande, as jy 'n paar happe vat. Jy begin weer Sondag. Partykeer gaan hierdie mannekamp Jesus mense so op hulle self dat hulle woord wet word, dat jy glad nie iets mag sê nie, of hulle vergeet van hom, totdat hulle hom weer nader trek. Jy kry die patriotiese Jesus, wat die land en die volk weer gaan help om op te staan. Alles gaan weer wonderlik werk. Ons word weer 'n groot nasie. Jy kan amper sy naam in 'n geskiedenisboek gaan skryf, want hy bring weer herlewing. Jy kry die dokter vol Jesus. Dit is baie gewild onder Christene. Is 'n goeie raadgewer, maar hy praat hard met jou. Jy kry by hom enige raad oor jou huwelikslewe, oor jou keuse van beroep. Hy sit jou kinders by die universiteit. Dit gaan net goed, maar jy moet luister, anders dat jy moeilikheid. Jy kry die blessings, Jesus. Dis die dokter Viljoen se spandaalbare geneef. Alles word gemeet met dollar, rand en sent. Dis die Jesus wat aangehang word, want by hom is daar oorvloed en voorspoed en oormaat. Dis die Jesus wat baie keer veroordelend is. Want gaan dit swaar met jou, leef jy duidelik nie naby genoeg aan hom nie. En gaan jy deur 'n moeilike tyd, en leef jy van dag tot dag, gee my daaglikse brood, leef jy nie in sy teenwoordigheid. Dit gaan oor stralers en strandhuise. En as daar nood is dit hy wat jou straf. Jy kry die klooster Jesus, die postkerk Jesus. Dis net jy en hy. Jou geloof is 'n persoonlike saak, jy deel dit met niemand nie, jy praat met niemand daaroor nie, en jy deel saam met niemand 'n oomblik voor hom nie. Jy aanbid nie saam met ander sondaars nie, want dan besoedel jy jouself. Dus dit is hoe die eerste mense wat daai dag die Heilige Gees ontvang het geleef het. Was die kerk in groot moeilikheid. So buig ons dikwels die knieë voor Jesus, wat soos daai dag met die palmswaaiers 'n verbronge idee gehad het van wie hy werklik is. So 'n nommer was Jesus. Laat jou altyd in 'n doodloopstraat. En dit weerhou jou eintlik, soos daai skare daai dag. Dit weerhou jou om eintlik by die ware Jesus uit te kom, wat was, wat is en sal wees. Aan die ware Jesus ry
nederig op 'n donkie. Hy was disippels se voete, terwyl hulle stry wie die belangrikste is. Hy word opgehang in 'n kruis toe die tyd reg is. En ja, hy dra 'n kroon. 'n doringkroon. Dis die Jesus wat sê, volg my. Nie ontvang my nie. Volg my. Gaan doen wat moeilik is om te doen. Gaan hê lief met 'n agape liefde wat jou uit jou gerief uitpluk en jou blootstel. Gaan hê lief sonder om bang te wees jy kry seer. Gaan draai die ander bang. Neem jou kruis op. En volg my. Dis Palm Sondag. Voor wat er is. Buig jy. Amen. So maklik, Here, om U te herskep. So maklik om U as koning te huldig met my eie idee en definisie van koning. So maklik om die nederige man op die donkie mis te kyk en mis te leef. U genade was vir my genoeg. U liefde het my omvorm, U bloed het my skoon gemaak. Help my om dit uit te leef. Amen. Mag die Here jou vrede gee, nie net vandag nie, of môre, die dag daarna nie, maar mag jy elke tree vorentoe en elke oomblik van elke dag in sy teenwoordigheid leef. Amen.